So is besig met die Kanaaniete, hierdie is die 7de aflewering en verlede week het ons daarin begin by die eerste een van die Kanaaniete. Ons het eers gekyk na 'n klompie ander goed, dit was belangrik dat ons eers gekyk het na waar kom hierdie goed vandaan, hoe werk dit, hoe is dit werksaam. Ons het in Egipte 'n draai gemaak en toe het ons gekyk wat is afgodediens en ons het gesien daar is 'n paar komponente daarin verbonde. En mens kan daai komponente gebruik en dan bepaal is daar 'n afgod in mens se lewe. En verlede week het ons toe gekyk na die gees van die Hetiete en dit is natuurlik 'n gees wat sit agter vrees en agter trauma en dit is ook die eerste ding wat die Here aangespreek het toe die volk by Kanaan aangekom het. Was die eerste ding wat die Here hulle moes ingeskerp het en dit is moet net nie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Hoekom nie? Want die Here het gesê hy self gee hulle die Israeliete se vyande in hulle hande. Die Here gee hulle in hulle hande. Die Israeliete moet net hulle wapens optel en hulle moet die vyande veg. Dit is al wat hulle moet doen. Maar die oorwinning behoort reeds aan hulle en ons sien dat die Israeliete het dit nie geglo nie. Hulle het gesê nee, maar daardie mense is vir ons te sterk en hulle het omgedraai en teruggegaan die woestyn en 38 jaar later toe staan hulle weer waar hulle gestaan het. En toe het hulle eers daardie land ingeneem. Toe het hulle eers ingegaan. En toe het hulle gedoen wat die Here gesê het, maar nie volkome nie. En dit lees ons in die Here se woord dat hulle het wel die nasies van Kanaan het hulle verdryf, maar nie volkome nie. En omdat dit nie volkome verdryf was nie, daarom sit ons vandag nog steeds met hierdie goed. Dit is nog steeds werksaam en is net so werksaam in Israel soos wat dit onder ons is. Want hierdie is geeste wat van ver af kom. As ons nou kyk na die Girgasiete, dit is waar ons vanaand is, dit is die tweede een as ons Deuteronomium lees. Dis die tweede nasie wat opgenoem word naas die Hetiete. Girgasiete is ook 'n seun van Kanaan. Kanaan was vervloek gewees en die Girgasiete is dan 'n vervloekte nasie. Hulle het hulle eie afgode gehad, alhoewel ek dit nie kon opspoor nie. Ek kon nie opspoor wat is hulle spesifieke afgod wat hulle aanbid het nie. En dan het ek ook vasgestel dat in die Bybel het ons nie veel detail van die Girgasiete nie. Dit is 'n klein bietjie kom ons sê weggesteek. Daar is nie veel oor hulle wat ons kan lees nie, daar is nie veel wat ons kan naslaan nie, maar die bietjie wat ons in die Bybel van die Girgasiete kry is natuurlik genoeg om vir ons te leer hoe hierdie gees opereer. En hy opereer natuurlik op 'n manier wat mens glad nie gedink het dat hierdie goed enigstens opereer nie. 'n Mens gaan maar deur jou lewe en jy doen maar wat jy doen en elkeen werk en elkeen gaan en hy koop en hy, ons doen mos wat ons doen. Dit is, party sê business is business. En dan is daar werklik geeste wat agter hierdie goed sit en ons kan vanaand kyk na een van hulle en die Girgasiet beteken dwelling on a clay soil. Dit is amper die beste definisie. In Afrikaans sê, as ons nou vir res van die Kanaaniete, ons sien al die Kanaaniete is aardsgebonde. Almal is besig met aardsgesentreerde dinge. Ons gaan later by nog 'n paar van hulle uitkom en dit raak interessant soos ons gaan. Almal is aardsgebonde. Nou die Girgasiete is die ergste, kan ons sê aardsgebonde. Hulle is dwelling on a clay soil. En die Girgasiete, as ons nou gaan kyk waar hulle gebly het, hulle het gebly oos van die Jordaan en die gebied oos van die Jordaan is natuurlik die gebied wat dan later die Dekapolis geword het. En dan sien ons dat die land van die Gadareners was ook in die ooste van die Jordaan gewees en natuurlik die land van Gadara. Nou die Gadareners en Gadara is nie presies dieselfde plek nie. Dit wil amper voorkom asof Gadara 'n dorpie was binne die gebied van die Gadareners, wat 'n groter gebied is en dit alles is binne-in dan die Dekapolis en dit is oos van die Jordaan. En hierdie Girgasiete was een van die min nasies wat in die ooste van die Jordaan gebly het. Die meeste het tussen die Jordaan en die Middellandse See gebly, so aan die weste kant. En dit is ook die kant waar Jerusalem is. Dit is aan die weste kant van die Jordaan. Het die meeste het daardie kant gebly. Nou die Girgasiete was in die ooste kant. En in die ooste kant kry ons natuurlik Gadara en in Gadara is daar dinge wat Jesus gedoen het en hy het iets spesifieks daar gaan doen. Hy het oorgevaar en dit is 'n baie bekende verhaal. Hy het gekom by die besetene van Gadara. Hy het die man daar gekry, het 'n klomp duiwels uit hulle uitgedryf en die duiwels is in die varke in. En toe hulle in die varke invaar, toe kon natuurlik weer loskom en die varke het omgekom in die see. Nou ons lees hierdie verhaal in Markus 5 en Lukas 8 en
Ons gaan bietjie later gaan ons terugkom na hierdie verhaal van Gadara toe, hierdie besetene van Gadara. Maar vir eers kyk ons na die omstandighede rondom wat gebeur het in daardie gebied. En dit is wat vir ons die leidraad gee van hoe hierdie gees opereer. Nou, in daardie kant van wat nou by die Decapolis is, in daardie kant was geweldig baie varkboere gewees. En varke in daardie kant was heeltemal normaal. Baie varke was in die omgewing gewees, daar was baie boere gewees wat met varke geboer het, en daardie varke het gefloreer om in modder te woon. Modder was volop gewees, dit is kleigrond, die Gergasiete beteken hulle bly in kleigrond, en as 'n mens kyk na die samestelling van die grond in daardie gebied, dan is dit interessant dat daar meer klei in die grond is as sand. So dit is meer 'n kleierige grond as wat dit 'n sandgrond is. Nou, daardie man wat besete was, wat in Gadara gebly het, hy het hoofsaaklik tussen die grafte gewoon. En die grafte is 'n plek wat jy nog dieper in die grond ingrawe en jy begrawe die liggaam begrawe in die grond. So ons het hier heeltemal te doen met dinge wat in die grond gebeur, wat in daardie kleigrond gebeur. Die grafte is in die grond. Daardie man was tussen die grafte, dit is waar hy gebly het. Die varkeboere in die grond, alles het te maak met daardie kleigrond. Nou, 'n mens ken kleigrond. Kleigrond is nie 'n ding wat jy oorloop en dan skud jy hom net af nie. Wel, as dit droog is, as dit baie droog is, dan trek hy ons uit mekaar uit. Hy begin later krake en barste vorm, maar as hy nat is, dan plak hy net aan alles vas. Hy raak taai. Sover ek weet, word potte en sulke goed word ook van klei gemaak en dit kom uit die grond uit. Nou, ons moes een keer in die weermag moes ons 'n hindernisoefening doen en ons het dit in 'n plek gedoen wat kleigrond gehad het en daai klei was so erg, toe ons terugkom in die basis, toe het ons al die wasbakke, alles het ons verstop met klei en die goed los nie op nie, die klei los nie op nie, dit bly net daar, dit plak net aan alles vas, dit plak aan ons klere vas. Ek kon self my klere skoon kry nie. Ek het dit huis toe gevat, my ma het op een of ander manier het sy wel die klei uit die klere uitgekry, weet nou nog nie hoe nie. En dit is wat klei aan jou doen. Klei plak aan jou vas. As jy met jou skoene oor kleigrond loop of jy ry met jou kar deur kleigrond, daardie klei plak aan daardie wiele vas. Dis later net 'n bondel klei wat jy het. En hierdie gees bevorder natuurlik dan die fokus op aardse, op tydelike, op dinge, dit wat tydelik is, dit wat in die grond gebeur. Dit is waarop hierdie gees van die Gadareners fokus. Alles wat in die grond te maak het. En in 2 Korintiërs 5 lees ons, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Ons 'n gebou het van God, hy is nie met hande gemaak, ewig in die hemel. En hier word die 2 verskillende huise word vir ons voorgehou. Die een is 'n aardse tentwoning, jy slaan sy penne daar tussen die kleigrond in, maar dan praat hy van 'n hemelse huis, en dit is nie op hierdie grond gebou nie, daar die hemelse tuiste. Nou, ons kan sien hoe hierdie vers is die teenoorgestelde van die Gergasitiese gees. Die Gergasitiese gees is een van tydelike aardse bestaan. Dit is hierdie gees. En hy rig glad nie sy vizier op dinge wat ewig in die hemel is nie. Wat die ewigheid het hierdie gees niks mee te maak nie. Maar hy dryf 'n mens om vas te hou en vas te klou en in te grawe in hierdie tydelike grond in. 2 Korintiërs 4 vers 18 stel dit ook mooi, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En die Gergasitiese mense is die mense wat geneig is om te fokus op hierdie sigbare goed. Hierdie sigbare dinge wat jy aan kan vat en wat jy kan versamel en wat jy kan bymekaar maak. En hy fokus glad nie op die onsigbare nie, want wat sê ons geloof? Ons geloof is dinge, jy glo in dinge wat jy nog nooit gesien het nie. Jy hou vas aan goed wat jy van hoor, ewigheid, wat ewigheidswaarde het, en jy hoor daarvan en jy glo dit, maar jy kan dit nie sien nie, jy kan ook nie daaraan vat nie. En dit is die teenoorgestelde van die Gergasitiese gees. Nou, die Gergasiete is analitiese mense, en hulle baseer hulle besluite op wat voor die hand liggend is. Sê nou maar, so 'n persoon gaan soek 'n werk, en nou kry hy 2 werksaanbiedinge.
dan gaan hy die twee werke teen mekaar opweeg uit 'n analitiese verstand uit. Hy sal kyk, watter een gee my die beste salaris, die beste voordele, kry ek 'n mediese fonds, wat is die bevorderingsgeleenthede, wat is my werkskedule, hoeveel ure, en al hierdie goeders, en dit weeg hy teen mekaar op, en dan kies hy die een wat hom die beste pas. En is heel waarskynlik die een wat die meeste geld inbring en die beste voordele het. Hoekom sal hy 'n werk kies wat vir hom min geld gee en glad nie voordele nie? En dit is 'n analitiese keuse wat gemaak word, en dit is hoe die Gergasitiese gees werk. Hy werk op dit wat voor die hand liggend is. As 'n mens, as 'n gelowige, hierdie Gergasitiese gees kans gee om wortel te skiet, dan tree jy op uit jou analitiese denke uit. Jy tree nie op uit wat die Here vir jou in gedagte het nie, want as dit 'n nie Gergasitiese persoon was, dan het hy gesê, Here, hier is 2 werksaanbiedinge, watter een wil u hê, moet ek vat? En dan sal die Here dalk vir jou sê, maar vat die een wat die minder salaris het, en wat glad nie die werksvoordele het nie, want dit is waar die Here jou nou op daardie stadium nodig het, daar is siele daar, en hy wil jou soontoe stuur. En dit sou die Here se antwoord gewees het, maar die Gergasitiese gees sê, nee, beoordeel hierdie goed op grond wat jy kan vat en tel en wat jy kan sien en waarneem. Dit is hoe hy werk. God kyk vooruit. Hy kyk anders as wat ons mense kyk. Hy weet wat aangaan, hy weet ook wat vir jou voorlê. Daardie werk wat so fantasties lyk, heel waarskynlik gaan dit net 'n kort tydjie vat, en as jy vasgevang in daai werk, en dan begin hulle jou oorlaai of sulke tipe dinge, waar in die ander werk sou jy heel waarskynlik dalk gefloreer het, maar jy sou gefloreer het omdat die Here jou soontoe gestuur het, omdat die Here jou seën in daardie plek. Wat dan gebeur is, as jy dan by so werk uitkom, dan is die Egiptiese gees natuurlik altyd byderhand, en dan gaan hy jou slaaf maak van dit wat aanvanklik goed was. En want dit is wat die Egiptiese gees mos doen, as jy reg onthou. En saam met hom werk die gees van Farao ook nog, en as jy dan probeer wegkom daar, dan gaan die gees van Farao jou vashou, want hy wil jou hou vas op die plek waar hy is, en hy wil jou nie laat gaan nie. 'n nie-Gergasitiese gelowe, en dit is mense wat glad nie steur aan hierdie gees nie, of wat gebind is met hierdie gees nie, hulle fokus op wat die Here se wil vir hulle is. En wat 'n mens dan vra, maar Here, wat is u wil vir my? En die Here sal 'n mens nooit verkeerd lei nie. As 'n mens na hom toe gaan en vra, Here, maar wat is u wil vir my, sal hy ons nooit verkeerd lei nie. Hy sal nie vir ons die verkeerde antwoord gee nie, want dis nie ons Vader nie. Ons Vader loop nie met ons draaie sommer net nie. Die Here lei ons op die weg wat hy vir ons uitgekies het, en baie keer lyk dit vir ons nie na die regte weg nie. Dit lyk onlogies, of dit lyk verkeerd, of wat ook al, maar ons kan ons Vader kan ons vertrou. In 1 Korintiërs 2 vers 12 lees ons 'n paar interessante skrifte. 1 Korintiërs 2 vers 12 sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie. Hier kruis nou met hom te doen, die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Dit wat die Here vir ons wil gee, ons moet hoor wat hy vir ons wil gee. In vers 13 sê hy, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, hier is hy, die menslike wysheid, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Dan sê hy, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self word egter hy deur niemand beoordeel nie, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Nou die Gergasitiese gees stel nie belang wat die geestelike dinge sê nie. Hy fokus en hy hou vas aan die natuurlikheid, aan dit wat mens met jou hande kan vat en dit wat jy kan sien. En daarom kan die natuurlike mens natuurlik nie die geestelike beoordeel nie. Dit is vir die natuurlike mens is die geestelike dinge dwaasheid. En dan sal mens baie keer sê, okay, maar ek het nou besluit om so te maak, dan gaan mense vir jou sê, maar is jy okay? Jy kan mos sien, dit gaan nie werk nie, of jy weet mos, hierdie is nie reg nie, maar intussen is dit die Here wat jou soontoe lei, want die Here deur sy Gees geopenbaar dat dit sy weg vir jou is, en dan wandel 'n mens daarop, al lyk dit ook soos dwaasheid. Nou die natuurlike mens kan die dinge van die Gees nie verstaan nie. Die Here se stem vir die Gergasitiese gelowiges kan stil raak, want
as jy as 'n gelowige van die Here 'n gergasitiese gees in jou binneste het, dan praat die Heilige Gees, hy sê maak so, maak so, maak so, maar omdat daar die natuurlikheid, die dinge van die gees nie aanneem nie, dan sê hy nee, maar dit gaan nie werk nie, want my verstand sê vir my so en so sal dit beter werk. Dit is hierdie gergasitiese gees. Maar as jy egter verkies om die stem van die Heilige Gees te vertrou in plaas van die natuurlike verstand, dan kan 'n mens daardie sin van Christus kry wat vers 16 van praat. Dat ons het, die Engels sê dit so mooi, we have the mind of Christ. The mind of Christ. 'n Mens kan amper sê ons dink soos wat hy dink. En dit is uiteindelik waar ons wil uitkom, as ons so gelei word deur die Heilige Gees, dat ons kan dink soos wat Christus dink, want dis wat hy graag wil hê. Hy wil hê ons moet dink soos wat hy dink. Nou, jy sien dan die werklike gevare waar ander dit nie sien nie. As jy hier in die gees optree, dan kan 'n mens ook 'n vergesig hê. Jy kan ook die gevare sien wat ander mense sien nie. Of die Heilige Gees waarsku jou in jou binneste en jy weet nie hoekom raak jy onrustig of oor iets nie, maar dit is omdat die Heilige Gees jou gewaarsku het daardeur. Nou as mens werklik die wil van die Here wil doen, en hier is 'n paar versies wat ek net hier tussenin wil invoeg, want dit was my so mooi geweest toe ek daarby uitgekom het, en dit is, as ons die wil van die Here wil doen, so ons is nou nie gergasiete, ons het van die gergasitiese gees nou ontslaag geraak, en ons sê, goed Here, ons wil nou doen wat U wil hê ons moet doen, dan is daar 3 dinge, en dit is die hoe, wat en wanneer. As ons iets moet doen, hoe moet ons dit doen, wat en wanneer? Nou, hoe gaan ons dit alles weet? En dit gee die Here vir ons. 1 Korintiërs 12 vers 4, 5 en 6. 1 Korintiërs 12 vers 4 sê, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, hier is die eerste een, genadegawes, maar is dieselfde Gees, die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, die tweede een, tog is dit dieselfde Here. Wie? Jesus Christus. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, hier is die derde een, en tog is dit dieselfde God, God die Vader, wat alles in almal werk. Nou kan ons sien hoe die Heilige Gees en Jesus en God die Vader in ons lewens werk, sodat ons sy wil kan doen. Is dit nie geweldig groot, dat Vader, Seun en Heilige Gees werk in ons lewens, net dat ons sy wil moet doen. So belangrik is dit vir die Here, dat ons deur die Gees gelei word. Nou, die hoe moet ons dit doen? Die Heilige Gees is in beheer van daardie gawes, en die gawes bepaal hoe ons dit moet doen. Daardie genadegawes, dit is hoe ons dit moet doen. En dan kan ons vra, maar Here, wat moet ons doen? En Jesus Christus is in beheer van die bedieninge, die ministries, en die bedieninge is wat ons moet doen. En dan moet ons vra, nou maar, wanneer moet ons dit doen? En God die Vader is in beheer van die werkinge, die operations, en dit is God wat bepaal wanneer dinge gebeur. Handelinge 1 vers 7 sê, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. God die Vader, wat alles weet. Wanneer? Hy het bepaal wanneer. Ons moet net vir hom vra, Vader, wanneer is dit? Tye wat hy deur sy mag bepaal het. Nou as ons probeer om God se wil te doen, dan moet ons altyd hierdie 3 vrae in ag neem. En dit is iets wat 'n mens omtrent daagliks mee te doen kry, is wat jy weet om min of meer die regte ding wat jy moet doen, maar jy weet nie hoe nie. En dan kan jy gaan vra, maar hoe moet ek dit doen? Of baie keer het jy wanneer jy die regte tyd, jy voel dit is nou die tyd wat ons moet doen, en dan jy nie die wat nie. Ons moet al 3 gaan haal, en dit is tog 'n gedeelte wat 'n mens jou kan inskerp, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Nou, kom ons kyk na die eienskappe van gergasiete. In 2 Korintiërs 5 vers 1 lees ons 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Daai sug is 'n sigh, it's a to pray inaudibly. Dit is so binneste sugting wat jy het, so diepe verlange, 'n kreun wat jy het om in die ewigheid bekleed te word. Dit is 'n versigtiging na daardie ewigheid wat 'n mens het. 'n Mens sien ons baie keer uit na iets, en dan sê, kan dit nie nou maar aanbreek nie? Kan ons dit nie nou maar kry nie? Dis omtrent soos kinders wat wag vir 'n Kersgeskenk. Dan sal hulle sug, okay, nou maar hoe lank moet ons nou nog wag? Dit is daardie sigting na daardie ewige, daardie begeerte
om te kom by ons ewige woning. Want dit is wanneer ons siele onvolledig voel in ons tydelike. Wanneer jy onvolledig voel in dit wat jy het, dan streef 'n mens na meer. Jy streef na groter, jy streef na die ewigheid. Die nie-gergasitiese gelowige gaan streef met versigtiging, met verlanging na die ewigheid wat vir hom voorlê. Daardie tentwoning wat ons van hoor, daardie gebou wat nie met hande gebou word nie. Ek dink ons het so 2 weke, 3 weke terug het ons weer gepraat oor daardie ewigheid wat voorlê. Daardie wonderbaarheid wat nie met hande gebou word nie. En dit is om daardie vervulling in 'n mens se siel te kry, daardie stukkie wat kort kom. Ons is nou hier en die Here het ons gevul met sy gees, maar jy sug en jy verlang na daardie ewigheid. En die gergasitiese mense verlang ook. En waarna verlang hulle? Hulle verlang na tydelike dinge. Hulle verlang na groter en meer van die grond en van die tydelike dinge waarin hulle is. Dit is 'n gees wat mense gulsig maak. Dit is 'n gees wat nasies in oorlog teen mekaar aanhits. Daar is hoeveel oorloë in die wêreld. As mens kyk in Afrika, daar is stamme wat teen mekaar veg en waaroor veg hulle? Hulle veg om grondbesit. Hulle veg om 'n groter stuk grond te kry as wat hulle het, want daai stuk behoort ook nog aan ons. Daar is nasies wat oorlog maak oor die besit van grond. Hulle sê hierdie grond is eintlik onsin. As ek dit reg het, dan is daar 'n geveg rondom Hong Kong. Hong Kong is autonoom, maar ek as ek reg het, ek kan nou verkeerd wees, maar ek dink China wil Hong Kong in die hande kry. So hulle veg om daardie stuk grond ook nog in die hande te kry. Hier in Botswana is daar 'n rivier en die twee lande weerskant die rivier veg, waar is hulle land se grens? Is hy aan daai kant van die rivier of is hy aan die kant? Dan sê hulle nee, maar die grens moet in die middel wees. En sê hulle, maar ons kan nie 'n draad in die middel span nie, en so veg hulle oor watter kant van die rivier behoort nou aan hulle. Hulle veg om grond. En dit is hoe die gergasitiese gees werk. Kom ons kyk, Lukas 12 vers 13, hy sê, en een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Ek neem aan hulle vader of iemand was oorlede en hier is twee broers en hulle het geld geërf. Hulle het aardse goed geërf, hulle het 'n besitting geërf. En hierdie man is ontstemd. Hy is ontstel. En hy gaan na Jesus toe. Hy sê vir hom, maar sê vir my broer dat hy daai goed ook vir my moet gee. Dit is myne, dit is sy begeerte. Sy begeerte is na hierdie tydelike rykdom, tipies gergasiet. En dan op daardie vraag vertel Jesus vir hulle 'n antwoord, 'n gelykenis. En hy sê Lukas 12 vers 15. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, gergasitiese gees. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Hier is die eerste leidraad. Jou lewe bestaan nie uit die oorvloed van hierdie besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Kyk, hier is die grond, het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Weer 'n keer tydelike dinge. Nou maak hy groot klomp goed bymekaar. Toe sê hy, dit sal ek doen. En hy het 'n plan. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Hy gaan groter skure op die grond bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. En dan sê vers 20, maar God het hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. En is interessant om hierop te let dat hierdie persoon was besorg oor die ontvangs, die besitneming van tydelike goed. En hy praat heeltyd van grond. Hy het grond, hy het 'n opbrengs, dan praat hy van skure, en die skure gaan hy op hierdie grond weer bou. Hy gaan heeltyd terug na die grond toe. Vir die gergasiet is die wêreld sy erfenis. Die gergasiet beteken dwelling on a clay soil. En ons kan sien hoe hierdie gees hier te werke gaan. Nou om grond te besit is die strewe van miljoene mense en baie gevegte soos ek genoem het wat gaan rondom grond. En as daar nou 'n kondisie is waar grond opgeëis word, dan moet daar net 'n graf van die voorvader daar wees.
En as daar op daardie stuk grond 'n graf van 'n voorvader is, dan kom die nageslag en hulle kom eis die grond op. As ons nou dink aan die besetene van Gadara, waar het hy gewoon? Tussen die grafte is gegrawe in die grond. Dit is die Gergasitiese gees. En daar is tans in ons land is daar debatte aan die gang oor grondbesit. Die grond wil besit word deur hierdie volk wil dit besit en daai wil dit besit en hierdie wil dit nie afstaan nie en daai 'n geveg oor die besit van grond. 'n Wêreldwye geveg oor die besit van grond. Daar is buurmanne wat veg oor hulle grond. En dan is die een se heining is nou 'n half meter te ver gebou. So 'n half meter van hierdie man se grond is nou weggevat. Dit draai in die hof. Want hy moet sy heining afbreek en 'n half meter skei, want hierdie stuk grond behoort ook nog aan my, die Gergasitiese gees. Kom ek lees 'n opsomming van hierdie Gergasitiese gees. Ek kan net noem, soos ons gaan, maak ek 'n volledige opsomming van al hierdie goed wat ons mee te maak het, en heel aan die einde, dan het ek 'n dokument wat, hoeveel bladsye nou al lank is, wat al hierdie geeste in baie kort opsom, en dan in groter opsom, en dan as jy die detail wil hê, dan teruggaan na die lesing toe. Nou hierdie gees fokus op tydelike dinge, die verwerwing van rykdom en besittings met 'n strewe na meer en meer. Hulle gun hulle self nie rus nie, is werkesels en genoeg is nooit genoeg nie. Hulle weet nie wanneer om af te tree nie en geniet gewoonlik nooit hulle opbrengs nie. Hulle werk tot die dag wat hulle te sterwe kom. Hulle geniet nie hulle opbrengs nie. Aardse rykdom is hulle definisie van 'n vervulde lewe. Maar omdat dit geen ewige bevrediging kan bied nie, hou hulle aan en streef na meer en meer en meer. Die sigting na die hemelse rykdom is nie daar nie. En daarom is daar nooit 'n vervulling in die tydelike nie, want in die tydelike kan 'n mens nie vervul word nie. Nou hierdie gees sit heel waarskynlik agter ADHD, die Attention Deficit Hyperactivity Disorder, of in Afrikaans aandag-afleibaarheidssindroom, omdat so 'n persoon 'n oordrewe gejaag na tydelike dinge het. Iemand wat daardie sindroom of daardie sindroom het, is oordrewe besig met tydelike goed. Hulle het geen fokus op ewigheid nie, raadpleeg nie die Here vir absolute leiding nie en neem self besluite uit dit wat hulle kan sien en aanvat. Hulle kyk met natuurlike oë en leef vir die tydelike en kom nie op die plek om in die Gees te kyk, in die Heilige Gees te kyk en daarin te leef nie. Aardse skatte is van meer belang as hemelse skatte. Dis die gees van die Gergasiete, om jou gebonde te maak, aardsgebonde, so aardsgebonde as moontlik, kan ek sê. Nou daar is niks meer fout om besittings te hê nie, absoluut niks meer fout om besittings te hê nie, en ons kan al hierdie goed deurvat na, daar is 'n normale kondisie waaronder ons lewe, en ons besit 'n huis, en ons besit 'n kar, en ons besit hierdie goed doodnormaal, en dit is net soos 'n werk wat mense het wat doodnormaal is, maar as ons gaan kyk na die werking, net soos die gees van Egipte, die gees van Egipte vat dit wat onskuldig is, dit wat doodnormaal is, en hy maak jou slaaf daarvan, en dit is waarvoor 'n mens moet oppas. Die gees van die Gergasiete maak dat jy so aardsgebonde raak, dat jy nooit 'n vervulling kry in hoeveel jy kan bymekaar maak, daar is net nooit 'n einde na nie, dit is aardsgebonde, en dan sit hierdie gees natuurlik agter hierdie gevegte wat gaan om grondbesit en grondgevegte, oorloë en al daardie goeders, die gees van Gergasiete. Nou, ons het begin met die gees van Gadara, en in hierdie gees van Gadara, die Here hou my al 'n tyd lank besig met hom, en daar is nog 'n dieper werking wat uit die gees van Gadara uitkom, soos wat ek hom noem. Ek noem hierdie geeste in hulle, kom ons sê in hulle geboortenaam, soos wat ek die name uit die Bybel uit kan kry, en dan hulle natuurlik almal funksionele name, soos die gees van Veles, dit is sy funksionele naam, die gees van Nephilim is sy geboortenaam, en al hierdie geboortenaam geeste het natuurlik werkinge, so, maar ons is baie akkuraat as ons natuurlik by sy geboortenaam kan uitkom, want dan weet ons presies met wie ons te maak het, ons skiet nie in die bondel nie. Ons kry hom by sy naam, bind hom daar, stuur hom onder Jesus voete in, en dis die einde van hom en die persoon is vry. So, as ons altyd kan teruggaan van die funksionele werking van 'n gees na sy oorspronklike naam toe, en terwyl ek aan hierdie goed werk toe kom ek af op die gees van Gadara. En die gees van Gadara is iets wat die Here my al lank mee besig gehou het, en ek het baie daar gebid, ek het daar gepeins, en op 'n dag het die Here vir my hierdie goed oopgemaak,
Nou kom ons lees weer Markus 5 vers 1. Markus 5 vers 1 en hulle, dit is nou Jesus en sy disippels, het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. Dis nou hier by die Gergasiete. En toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees wat sy verblyf in die grafte gehad het en niemand kon selfs met kettinge hom bind nie. En hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend geslaan. Nou in hierdie gedeelte het ons, ek is seker daarvan al verskriklik baie keer gelees. Ek het dit al baie gelees. En ek het nooit besef, hier is 'n dieper werking van 'n gees betrokke nie. Nou hier lees ons van 'n man wat besete was met 'n onreine gees. So die optrede wat hy gehad het, was nie uit homself uit nie. Hy was gedryf deur 'n bose gees om op te tree soos wat hy opgetree het. En dan lees ons sy verblyf was in die grafte gewees, maar dit was nie sy huis nie. So hy het 'n huis gehad, ons sien ook later dat die Here hom terugstuur na sy huis toe, hy het 'n huis gehad, maar weens sy toestand, was hy heel waarskynlik nie welkom in sy huis nie, of hulle het hom weggejaag, of hy het self gekies om tussen die grafte eerder te bly. Ek dink hy was meer welkom tussen die grafte gewees, as wat in sy eie huis was, maar hy het 'n huis gehad. Dan sien ons ook dat daar baie pogings was om hierdie man te rehabiliteer. Daar was mense wat moeite gedoen het en uitgereik het na hom toe. Hoe weet ons dit? Want hulle het hom met kettinge en voetboeie gebind. Hulle het 'n plan gemaak, hulle het hom nie net gelos nie, hulle het 'n plan gemaak en hulle het hom met kettinge en voetboeie gebind. Nou dan sien ons dat hy die kettinge en voetboeie gebreek het. Met ander woorde, as hy so permanent so sterk was om die voetboeie en die kettinge te breek, dan sou hulle hom in die eerste plekkie kon bind nie. So wanneer hulle hom gebind het met kettinge en voetboeie, dan was daardie man kalm gewees. Verder sien ons dat hierdie man het geskreeu op die berge en in die grafte. Hy was nie altyd in die grafte nie. Hy was soms op die berge gewees. En laastens sien ons dat hy naak was. Nou, ek kan aanneem dat wanneer hy oukei was, kom ons noem dit oukei, dan het hulle hom heel waarskynlik klere aangetrek en hulle het hom gebind. Hulle het 'n plan gemaak. Hulle het hom met kettinge en boeie het hulle hom vasgemaak, want sy mense het hom gehelp. In hierdie stuk het ek baie oor gedink. Ek het baie daar gebid en wat die Here vir my oopgemaak het, hier het ons te maak met bipolêre depressie. Die gees agter bipolêre depressie. Nou, ek het self te doen gehad met ekstreem bipolêre depressie persoon. Ek het persoonlik daarmee te doen gehad en die persoon het borderline bipolar depression gehad. Nou, omdat ek daarmee direk te doen gehad het, het ek daardie eienskappe, het ek daardie manier van werking, het ek presies gesien in hierdie man, hierdie besetene van Gadara. Ek het die twee kon ek by mekaar bring. Nou, wanneer so 'n persoon, iemand wat bipolêre depressie het, wanneer so 'n persoon op die kruin is, op die berg is, dan sien hulle kans vir enigiets. Hulle pak enigiets aan, al is dit ook irrasioneel. Nou in daardie toestand wanneer hulle op die berge is, dan glo hulle dat hulle niks maak nie. En dan los hulle ook hulle medikasie, daardie goed wat jy hulle mee help, hulle sê nie, maar nie meer nodig nie. Hulle los dit heel redelik maklik. En wanneer daardie medikasie nou begin uitwerk, dan daal daardie persoon van die berge af en val in die dal van depressie, en dit is die grafte. En dit is hierdie op en af. Mense wat te maak het hiermee sal nou die patroon herken. Bipolêre depressie, oordrewe entoesiasties en dan tot die dood toe depressie. Dit is die twee kante. Nou, op pad afdraande, op pad na die grafte toe, dan is daar die mense wat jou help. En hulle kry jou, en hierdie man was gebind met kettinge en hy was gebind met voetboeie. En dan, wanneer hy dan in die dal aankom, by die grafte aankom, dan is hy so oorweldig deur hierdie bose gees en hy breek hierdie kettinge, hy breek al die hulp wat hy gekry het, breek hy van hom af. En in daardie toestand tree dan selfmoordneigings in. Die man, ons lees, die man slaan homself stikkend met klippe, selfmoordneigings tree in. En
dan maak daardie persoon die lewe vir die omstanders, vir sy huismense en vir almal wat om daardie persoon is, ongelooflik onaangenaam. En hierdie man van Gadara het geskree en naak rondgeloop. Presies die patroon van 'n bipolêre depressie persoon. Nou wanneer hierdie persoon dan uitgeput is, gedaan is, of dus kan die dood omdraai en geen krag meer oor het nie, dan aanvaar hulle weer hulp, kom daar uit, en dan vorder hulle weer met hulle medikasie, tot op die berge, en dan begin die siklus maar weer van vooraf. Nou ek self het nog nie van iemand gehoor wat genees is van bipolêre depressie nie. Miskien was daar mense wat genees is, ek weet nie, ek het net nog nie raak geloop nie of daarvan gehoor nie. Ek glo daar is seker mense wat genees geraak het van bipolêre depressie. Maar het ons al ooit gedink om die gees van Gadara te bind by 'n persoon wat bipolêre depressie het? Eerder as om heeltyd te sukkel met medikasie, want die medikasie wat die mense maar het, is antidepressante. En dan moet jy dit nou gebruik en dan gaan dit nou weer goed, maar dit hou nie lank nie, ek weet dit, ek kom daardeur. En dan is dit maar weer daarmee heen. En ons sien dat toe hierdie man by sy verstand sit, toe Jesus hom vrymaak. Nou onthou, hy het 'n legioen duiwels in hom gehad. Toe Jesus vir hulle vra, wat is jou naam? Toe sê hy legioen, want ons is baie. Nou legioen is die kollektiewe naam van hierdie klomp duiwels, maar daar was 'n klomp duiwels gewees, en ek dink een van hulle was die gees van Gadara gewees. En toe Jesus hom vrymaak, toe was die mense wat hom geken het bevrees. En ek dink nie, hulle het aanvanklik geglo wat gebeur het nie, want hulle die patroon geken. Hulle ken mos die patroon, as hierdie ou oukei is, en hy gaan weer terug, en hy is weer op die kruin, en hy is weer normaal. Hulle ken mos die patroon, want vat nie lank en dan is hy weer terug in die grafte, en hierdie mense was bevrees gewees. Maar in Markus 5 vers 19 sê die Here vir hom, gaan na jou huis en gaan na jou mense toe. Die Here het hom vrygemaak, hy het hom gesond gemaak, hy het gesê, gaan na jou huis en gaan na jou mense toe. En vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. Die barmhartigheid van die Here. En ek dink ons moet hierdie voorbeeld uit die Here se woord uitvat. Bipolêre depressie persone, die gees van Gadara, sit agter bipolêre depressie. Want dit kan nie net 'n toestand wees wat medies is nie. Daar is 'n gees daar agter. Nou as ek hierdie gees kan opsom, die gees van Gadara sit agter bipolêre depressie. Nou sielkundige hulp bied nie permanente genesing nie. Dit is tydelik, en in die algemene praktyk word dit behandel met antidepressante. Maar uit eie ondervinding weet ek, dit is onvoldoende, dit werk nie. Dit mag dalk die moeite werd wees om die gees van Gadara by die persoon te bind en kragloos te stel, en soos met die man van Gadara te beleef en self verbaas te staan hoe goddelike volmaakte genesing vir daardie persoon kan intree. Hoekom? Omdat hy onbarmhartig was. Dit is wat ons lees, wat Jesus gesê het, gaan na jou huis, gaan na jou mense toe, gaan vertel hulle wat die Here aan jou gedoen het. Amen. Nou volgende keer dan gaan ons na die derde volk van die Kanaaniete, en dan kom ons by die Amoriete uit. Nog 'n interessante een. Die Here seën elkeen.